Baie dankie, musiekspan. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, terwyl die reën so lieflik daar buite val, dan besef ons net weer eens, dat U is die skepper God wat die skepping onderhou. Here, elke reendruppel wat val is 'n daad van die liefde en die genade ook teenoor die skepping. Dat U vir ons onderhou, vir ons voorsien, vir ons versorg, Here, maar ook vir elkeen van ons, Here, in ons eie lewens. Here, laat U dit ook reën, met U liefde, met U genade, Here, ook met U verlossing. En daarom soos ons vandag uit die woord uit gaan lees en Here gaan saam praat, juis oor liefde, dan bid ons en vra ons, Here, dat U Gees, wat hier teenwoordig is vandag, ons oë, ons ore, ons harte sal oop en ontvanklik maak, Here, om te hoor wat U vir ons graag wil sê. Here, omdat dit nie net sal bly by woorde nie, dat dit ons sal dryf, ons sal inspireer, ons sal uitdaag, ons sal aanmoedig, Here, om U liefde wat U vir ons het, te gaan uitleef in 'n wêreld wat dit so broodnodig het, 'n wêreld wat stikkend en gebroken is, Here, 'n wêreld wat jy nodig het om te hoor dat ons vier in die adventstyd en ook met Kersfees die koms van ons verlosser wat alles kom regmaak het, alles kom heel maak het, alles weer mekaar kom sit het, dat ons nie hoef stikkend en gebroken te wees nie, maar dat ons heel kan wees, Here, heel gemaak as gevolg van U liefdesdaad, ook daar aan die kruis. Daarom, Here, mag ons vandag luister na U woord. En mag U woord vir ons, juis in hierdie tyd, vir ons rigting gee. Ons kompas wees, Here, van hoe ons moet leef, ook in hierdie wêreld waarin ons onsself bevind. So kom, Here, asseblief, kom spreek, want U woord bring vir ons lig en duister. Amen. Of julle so vra, aangesien ons besig is met advent, en ek sal nou weer vir julle 'n videoetjie speel, ek dink vandag se videoetjie is dalk so 'n bietjie langer as die ander, maar dan hoef ek nie te preek oor liefde en al die Griekse woorde en die Hebreëse woorde en die Arameese woorde te gee nie. Ek het een keer so 'n hele preek gehad oor liefde, baie lank was, maar julle kan nou baie korter weergawe van dit nou sien. Maar kom ek vra so vir julle, wat is liefde? Wat weer eens die manier hoe ons hoop definieer, die manier hoe ons vrede definieer, die manier hoe ons vreugde definieer, bepaal hoe ons dit uitleef. As ons 'n verkeerde verstaan van dit het, dan gaan ons dit verkeerd uitleef, nee. Dan wonder ons dalk hoekom ons baie keer hopeloos is, sonder vreugde leef, of sonder vrede leef. En vandag sit jy maar as liefde. Maar wat is liefde? Kom ons hoor gou. Draai ek dalk gou so na mekaar toe. Kom ons hoor gou, praat daar met mekaar, sê vir mekaar, wat dink julle is liefde? Daar's nie verkeerde antwoord nie. Hierso hoor ek 'n stoute antwoord. Wil julle met ons deel of moet ons eerder nie vra nie? Asseblief. Koffie bed toe bring, dis liefde. Elke oggend. OK, hoor jy my vrou? Sy staan in die moederskamer. OK, ja. OK, kom ek speel vir julle die video, wat ons 'n bietjie iets gaan sê van liefde, en dan gaan ons bietjie indelf in die Bybel, juis in daai liefdesteks van 1 Johannes 4, so as jy so lank jou Bybel lees, jy kan so lank blaai na sien toe, ons gaan daar so saam lees vanaf vers 7, maar kom ek speel vir julle gou daardie video. Maak net die klank so 'n bietjie harder sit asseblief. As jy al van Jesus gehoor het, weet jy moontlik van een van sy bekendste lesse, wat die goue reël genoem word. Behandel ander soos jy wil hê hulle jou moet behandel. En hierdie is eintlik 'n herstelling van iets anders wat Jesus gesê het, dat die betekenis van die lewe is om God lief te hê en jou naaste so lief te hê soos wat jy jouself het. Nou, dit is regtig wonderlik, maar wat bedoel hy presies met hierdie woord liefde? Dis 'n onduidelike woord in Afrikaans, want jy kan jou ma lief hê en jy kan pizza lief hê. En indien die woord liefde dieselfde ding in albei daardie gevalle beteken, gaan jou ma baie sleg voel. So wat het Jesus in sy taal bedoel? Wel, eerstens hierdie wees lief vir jou naaste frase is 'n aanhaling vanuit Hebreëse skrifte waar die woord vir liefde ahava is. Maar die taal wat Jesus gepraat het en daagliks in onderrig gegee het, was Aramees, soort van familie van Hebreëus,
waarin die woord vir liefde ragma is. Maar toe, soos Jesus se volgelinge sy onderrig oor die wêreld versprei het hulle dit in Grieks vertaal deur die woord agape te gebruik. Maar hier is wat fascinerend is. Die vroegste volgelinge van Jesus wat die boeke van die Nuwe Testament in Grieks geskryf het nie die betekenis van agape geleer deur dit in antieke woordeboeke op te soek nie. Hulle het eerder na die onderrig van Jesus en die storie van sy lewe gekyk om hulle eie konsep van liefde te herdefinieer. So eendag was Jesus gevra oor die belangrikste gebod in die Joodse skrifte en hy het eerste vanuit die antieke gebed in die Torah wat die Shema genoem word aangehaal. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. So liefde vir God is die heel belangrikste ding. Maar dan het Jesus vinnig opgevolg deur 'n ander gebod vanuit die Torah aan te haal wat ook die belangrikste is, om jou naaste lief te hê soos jouself. So wat is die belangrikste? Om God lief te hê of om jou naaste lief te hê? Jesus se antwoord is ja. Om die vraag te vra beteken jy snap nog nie die punt wat hy maak nie. Vir Jesus is hulle twee kante van dieselfde muntstuk. Jou liefde vir God sal uitgedruk word deur jou liefde vir mense en andersom. Jy kan die twee nie losmaak van mekaar nie. So dit maak dit duidelik dat agape liefde nie vir Jesus hoofsaaklik 'n gevoel vir iemand anders is wat met jou gebeur nie, soos ons uitdrukking ek het verlief geraak nie. Vir Jesus is liefde aksie. Dis 'n keuse wat jy maak om te streef na die welstand van ander mense en nie net vir jouself nie. Jesus het nog verder gegaan deur te onderrig dat werklike liefde vir God en ander beteken om die welstand van ander te soek sonder om iets terug te verwag. Veral vanaf mense wat in moeilike situasies is, wat jou nie eers kan terugbetaal selfs al wou hulle nie. Volgens Jesus reflekteer hierdie soort van vrygewige liefde die hartklop van God. En hy het dit nog verder gevat. Jesus het gesê dat die uiterste standaard van opregte liefde die manier is hoe jy die persoon behandel wat jy nie kan verdra nie. Of in sy woorde, jy sal jou vyande lief hê en aan hulle goed doen sonder om iets terug te verwag. Vir Jesus boots hierdie soort van vyand omhelsende liefde die werklike karakter van God homself na. Nou, ons sal nie vandag nog steeds oor Jesus gepraat het as hy net goed soos jy moet jou vyande lief hê gesê het nie. Dit is hoe hy werklik gelewe het. Jesus was gedurig besig om die mense rondom hom te help en te dien in baie praktiese en tasbare maniere. En hy was altyd besig om na die armes en die mense in pyn te beweeg, waaruit hy nie voordeel kon trek nie. Hy het liefde bewys aan die wat maklik vergete bly, die mense wat gewoonlik deur die krake val. En toe Jesus uiteindelik in Jerusalem inmarseer, het hy homself 'n vyand van die leiers van sy mense gemaak deur hulle van skynheiligheid en korrupsie te beskuldig. Maar in plaas daarvan om sy vyande aan te val en hulle tot 'n val te bring, laat hy hulle toe om hom dood te maak. Jesus het dood gegaan vir die selfsugtigheid en korrupsie van sy vyande omdat hy hulle liefhet. Na Paasoggend het Jesus en toe sy volgelinge beweer dat dit die krag van God se liefde vir die wêreld was wat in Jesus se lewe, dood en opstanding geopenbaar is. Soos die apostel Paulus dit gestel het, God het sy eie agape liefde aan ons hierin bewys. Terwyl ons nog sondaars was, het die Messias vir ons gesterf. Of in die woorde van die apostel Johannes, God se eie agape was geopenbaar toe hy sy enigste seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom lewe kan hê. Vir Johannes lei hierdie dan natuurlik na die gevolgtrekking. Geliefdes, as dit is hoe God ons liefgehad het, dan behoort ons liefde vir mekaar te bewys. So die Christelike geloof behels vertroue daarin, dat daar in die middel van die heelal 'n wese is wat oorloop van liefde vir sy wêreld. Wat beteken dat die doel van ons menslike bestaan is om die liefde wat na ons deur Jesus gekom het, te ontvang en dit weer uit te gee aan ander en so 'n ekosisteem van op ander gefokuste, selfopofferende liefde te skep. En dis die Nuwe Testamentiese betekenis van agape liefde. So klomp ander woorde ook vir liefde, maar daai is die kern van wat julle moes gehoor het vandag. Want liefde word dikwels gesien as 'n
krag buite ons beheer, is iets waarin mense inval of uitval as ons dit so wil stel, of dit lyk dalk na iets bevredigend wat ons kan bereik of om wat ons dryf om liefde na te jaag deur verhoudings te koester of 'n sekere status wat ons wil hê. Die Beatles sê ons daai ding van all you need is love, nee, liefde is al wat jy nodig het. Want dis die pad na selfvervulling toe. Maar iets ontbreek in daardie prentjie van liefde. En die Bybel nooi ons uit om 'n soort liefde te sien wat nie toevallig is of wat gedryf word deur begeerte of deur selfvervulling nie. In plaas daarvan om dit te doen, behels dit 'n bestendige verbintenis om die welsyn van ander te sien, om ander mense raak te sien, om ander mense aan te raak, om nie selfsoekend te wees nie, maar om altyd jouself te gee, selfs al kos dit jou dalk iets. So Jesus toon hierdie soort liefde wanneer hy sy lewe vir sy vriende en ook vir sy vyande gegee het, toe hy daar gesterf het aan die kruis. En terwyl moordenaars vir hom gelag het, hom gespot het hy vir die Here gevra, hy steeds sal hulle vergewe. Nie hulle sal oordeel nie. Dis wat liefde is. Dis wat Jesus se liefde ons leer om te doen. En om met hierdie soort liefde te leef, beteken nie om die behoeftes te ignoreer van onsself of jouself te devalueer, as ek dit so kan stel nie. Jesus sê immers, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek dink dis dalk hoekom ons vandag baie keer sukkel om ander lief te hê. Want ons sukkel om onsself lief te hê. As ek dit sê, beteken dit nie, jy moet jouself hier bo plaas en ander mense hier onder en dis nie wat ek sê nie, maar om te besef dat God is lief vir jou. Met jou gebrokenheid, met jou stikkindheid, met jou foute, met jou sondes, met jou mislukkings wat jy het, God is lief vir jou. En wanneer jy dit aanvaar, wanneer jy dit besef en vir jouself begin lief word, dan is dit vir ons makliker om ons liefde te kan uitleef, maar ook te kan uitleef teenoor ander mense. Maar dan sien ons iets van hulle ook in onsself. Beteken om 'n keuse te maak. 'n Daaglikse keuse te maak om ander mense ook te sien soos wat God hulle sien, om ander mense te sien as lewende wonderwerke wat God ook geskape het elke dag en dat hulle ook na God se beeld gemaak is en dat God ook vir elkeen van hulle baie lief is, diep lief is vir elkeen van hulle en vir elkeen van ons. En daarom hierdie adventseisoen, dit lei ons om na te dink oor die toekoms wat God eintlik vir ons gebring het. Dit help ons om weer perspektief te kry, waar elke interaksie deur liefde gevorm is en nie net gedwing word nie of gedryf word nie, maar ook daardeur gevorm word. Meer nog, het nooi ons uit om in daardie komende wêreld te leef deur ander lief te hê, soos wat Jesus dit gedoen het en wat Jesus van ons vra elke dag. Terwyl ons van onsself weggee basies vir beide vyande, maar ook vir vriende, ook vir familie, om iets te demonstreer van die liefde wat Jesus vir ons kom wys het aan alle mense, selfs aan sy vyande. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Dis wat Johannes ons leer. En soos God se liefde op ons uitstort, vloei dit deur ons en deur ons na ons gemeenskappe toe, na ons families toe, na ons vriende toe, na ons woonbuurte toe, na ons werksplekke toe. Want ons is daardie kanale van God se liefde. En een van die kragtigste beskrywings wat ons ook nou gaan lees, sê Johannes vir ons, God is liefde. Dis sy wese. Dis wie God is. God is liefde. En liefde is die manier waarop God kies om op te tree. Liefde is die manier waarop God kies om met ons te handel elke dag. Maar dit strek dieper. Want liefde is God se wese. Dis sy identiteit, dis sy karakter, dit is wie hy is. As ons dus werklik weet wie God is, dan sal daardie kennis verskyn op tasbare maniere waarop ons ander mense liefhet en ander mense hanteer. So ons toon ons liefde vir God deur die mense lief te hê wat hy na sy beeld gemaak het. So liefde vir God en vir die naaste, soos julle gehoor het in die video ook, dis onlosmaaklik saamgebind aan mekaar. Ons kan nie die een hê en nie die ander een hê nie, of die een hê en daai een hê nie. Dis onlosmaaklik saamgebind. As jy lief is vir God, dan sal jy lief wees vir jou naaste. En om sonder nou weer te gaan na daai hele preek oor barmhartige Samaritaan, maar wie is my naaste en goed en dit word iemand se naaste. Dis eintlik wat daai gelykenis ons leer. Dis nie wie is jou naaste nie, maar gaan word iemand
se naaste. Want dan is ons besig om God se liefde uit te leef. So ons sien hierdie manier van lewe, die duidelikste in Jesus. Hoe hy aarde toe gekom het, hoe hy vriende, familie, vyande lief gehad het. Want Jesus se liefde was aktief gewees. Dit was 'n duur liefde gewees. Dit is gratis vir ons, ja. Want ons neem hom aan en hy koop ons vry. Maar dit is 'n duur liefde wanneer dit hom sy lewe gekos. Dit was duur gewees, maar dit was gerig gewees op die genesing van die gebrokenes, vergifnis van sondiges, die herstel van vrede en van vreugde vir die mense wat strydverlorenes is. Mense wat moeg is, uitgeput is. Jesus se liefde het gekom vir hulle. So God die Seun gaan die mensdom binne in Jesus, nie omdat God ons jammer gekry het of omdat ons so goed geleef het dat ons goed genoeg is vir hom nie, dat ons sy hulp verdien nie. Nee. Hy doen dit want hy is lief vir ons. En in plaas daarvan om vir ons te vra om onsself te verlaag, kom Jesus aarde toe. Hy kom verneder homself, hy kom verlaag homself. Hy neem menslike vlees en lyding op omdat hy lief is vir ons. Hy sterf selfs vir ons. Omdat God liefde is. Liefde beweeg na die goeie van die ander. En Jesus beweeg in ons wêreld in ons buurt vir ons beswil. Hierdie soort liefde kan nie vervaardig word nie. Dit kan nie massa geproduseer word nie. Ons ontwikkel 'n Jesus-styl liefde wanneer ons kies om in God se liefde te bly en daardeur gevorm word en daardeur daagliks getransformeer word, as ek dit so kan stel. So op die weg van Jesus te lewe, maak ons oë oop om ander mense te sien soos God hulle sien. Maak nie saak wie hulle is nie. En wanneer ons mense deur die oë van liefde sien, dan skyn daardie liefde op praktiese, nuttige maniere deur ons. Dan word dit 'n weerkaatsing, 'n weerspieëling. En daarom in hierdie adventseisoen waar ons nou by onsself bevind, dit herinner ons daaraan dat God se liefde, God se wesenlike natuur is. En dat sy skepping dit moet deurdring. En soos ons kies om God se manier van liefde te omhels, dan word ons besig om God se liefde te weerspieël, die hele wêreld vol, vir 'n stikkend en 'n gebroke wêreld. So as jy jou Bybel hierso het, blaai saam met my, as ek gesê het, ons gaan saam lees vanuit 1 Johannes 4, daarvan af vers 7 tot 21, wat eintlik mag gaan oor hierdie hoofstuk van God se liefde, God wat liefde is. God is liefde. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, skus Stefan, dis nie die koffie aandra nie. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. As jy jou Bybel hier het vandag, onderstreep vers 12, omkring dit, skryf NB, noodsaaklik belangrik wat ook al. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hoor julle dit? Ek is in so baie gesprekke met mense wat graag Christene wil word, maar hulle sê hulle kan nie. Want ons leef nie daai vers uit nie. Mahatma Gandhi noem dit op, so baie ander mense wat eintlik Christene wou geword het, maar ons leef nie daai vers uit nie. Johannes 13 kan verder aangaan, Johannes 15 die opdrag wat Jesus sê, gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. As ons mekaar lief het met dieselfde liefde waarmee sou dit nou gaan sterf vir ander mense nie, net Jesus kan dit doen, hy het dit klaar vir ons gedoen. En skielik is daar nuwe lig as ons dit hoor. Letterlik. As ons hierdie snap, as ons hierdie werklik waar begin uitleef,
dan sien mense vir God werklik waar raak. Dan vra hulle nie, waar is God nie? Hoekom is daar pyn en lyding in die wêreld nie? Hoekom gebeur misdaad? Hoekom gebeur moord? Hoekom gebeur dit of dat nie? Want dan ervaar hulle God in die manier hoe ons dit leef. Dan maak ons vir God sigbaar in 'n wêreld wat ons so broodnodig het. Maar dit kan net gebeur as elkeen van ons, elke man en vrou, elke seun en dogter, oud en jonk, opstaan en sê, maar dit is waardeur ons gedring word. Die liefde wat God vir ons het. Vers 13, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee, wat dit vir ons soveel makliker maak om sy liefde uit te leef, nee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin, God is liefde. En wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierdie is basics. Hierdie is basiese teologie 101. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Jy is klaar gered deur die liefde van Jesus. Jy moet nie bekommerd wees as jy nou doodgaan, waartoe jy gaan nie. Jy moet weet waarheen jy gaan. Want God se liefde het jou gered. Jy hoef nie meer bang te wees nie. Dis hoe amazing God se liefde is. Dit red ons van die sonde, dit red ons van die dood. As die ware liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. So ons verwag nie straf nie, ons is nie bang vir die oordeelsdag nie, niks nie, want ons leef in die liefde van God. So ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar, want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. Tog logika, nee. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Of sy suster lief hê, of sy buurman lief hê, noem dit maar so op. Net sover ons skriflesing vanmôre. En soos ek al van tevore gesê het, in die adventsreeks waarmee ons besig is dat advent is 'n seisoen van afwagting, nee. Ons vier die koms van Jesus aarde toe, nie net 2000 jaar terug nie, maar ook sy wederkoms, wanneer hy weer aarde toe kom, om ons almal te kom haal. Dit is 'n tyd waar ons uitsien na sy koms, waar die ware lig wat die hele wêreld kom verlig het met hoop en vreugde en vrede en bovenal liefde na ons toe op pad is. So God is die bron van alle liefde en sy liefde is 'n gawe vir ons. Dit is 'n geskenk wat hy vir ons gee om oor na te dink. Ons liefde vir mekaar, soos ons nou gelees het, is 'n sigbare teken van God se liefde in ons. Maar ook deur God se liefde te aanvaar en dit deur ons te laat vloei, word ons kanale van God se liefde, van sy transformerende liefde in hierdie wêreld. Het jy dit geweet? Jy is 'n kanaal van God se liefde. En as die liefde nie deur jou vloei nie, dan moet jy vra, wat blokkeer dit? Wat is daai blokkasie? Wat keer dat dit nie deur my kan vloei nie? As ek self gefokus op myself, is ek kwaad, haat ek nog, moet ek vergewe, wat is dit wat ek moet doen, dat God se transformerende liefde deur my kan vloei? Want as jy dit nog nie gehoor het of weet nie, hoor dit vandag. Ons het jou nodig. En ek praat nie van die kerk nie, ek praat van God se koninkryk, ek praat van hierdie stikkende en gebroke wêreld het jou nodig om God se liefde deur jou te laat vloei. So vra jouself, as ek nie 'n kanaal van liefde is waardeur God se liefde kan vloei nie, wat blokkeer my? Wat staan in die pad dat die liefde nie deur my kan vloei nie? Want God is die bron van liefde. En sy liefde moet deur ons gaan. En daarom, as ons so kan dit vinnig kan opsom in 'n paar vers 7 tot 8 en vers 12 wat sê, ons kan nie werklik lief hê sonder God nie, want liefde kom van God. God is liefde. Liefde is die kern van God se wese. Dis waaruit hy bestaan. Dis sy wese. Dis nie net 'n eienskap van hom nie. Dit is wie God is. So voor Advent het die mensdom verlang na hierdie liefde, maar in Jesus, toe hy aarde toe gekom het, sien ons hierdie uiteindelike liefdesdaad. God wat sy seun stuur om ons te kom verlos. Sy seun wat 'n offer is vir ons sondes.
Dis 'n liefde wat onvoorwaardelik is. Dis 'n liefde wat opofferend is, selfopofferend is. Dis 'n liefde wat ons nie verdien nie. Maar tog kry ons dit. Niemand het nog ooit vir God gesien nie. Maar wanneer ons mekaar werklik waar liefhet, dan sien die wêreld 'n weerspieëling van God se onsigbare liefde. Dan sien die wêreld 'n weerspieëling, 'n weerkaatsing van God se goddelike liefde. So Advent is nie net 'n tyd om liefde te ontvang nie, maar 'n liefde te erken wat ons reeds het. Daai liefde wat die fondament is van ons bestaan, van alles wat goed is. Daai liefde wat uitgedeel moet word. Elke daad van vriendelikheid, elke oomblik van vrede, dit alles is weerspieëlings van God se liefde. Al besef ons dit nie eers nie. As jy gaan inkopies doen, sterkte, vir die wat nog laaste Kersfees inkopies moet doen. Maar die manier hoe jy die mense hanteer in daai winkelsentrum, die vrou of die man wat jy pakkies pak, of wat die tol slaan, die manier hoe jy hanteer, dis sigbare liefde van God, dis 'n weerkaatsing, 'n weerspieëling van God se liefde. So as jy dikmond is wat jy ervaar, of wat mense gaan ervaar. Hoe baie van ons gaan op 'n Sondag na kerk met ons kerkklere, na die Checkers toe, of na die Spar of waartoe ook al, en loop ons dikmond. Wat moet daai mense dink van ons as Christene? Wat moet hulle dink van God se liefde? Hoe moet hulle glo in die Here Jesus Christus as ons verlosser, as sy eie kinders dit nie uitleef nie? Daai kanale van sy liefde is nie. Want ons liefde is 'n weerspieëling van God se liefde. So wanneer ons mekaar liefhet, dan demonstreer ons dat ons uit God gebore is en dat ons hom ken. Ons vermoë om lief te hê is afhanklik daarvan om God se liefde vir ons te ken en te glo, wat die Heilige Gees ons help om te doen. En daarom het ek in die begin vir julle gevra, wat is liefde? Want as jy liefde verstaan, as jy dit ken, dan kan jy dit uitleef. As jy dit nie ken nie, kan jy dit nie uitleef nie. Dan kan ons nie 'n kanaal wees van God se liefde nie. Dan kan ons nie 'n weerkaatsing of 'n weerspieëling wees van sy goddelike liefde nie. Dan is ons besig om meer skade aan te rig as om goed aan te rig. So die grootste bewys dat God in ons werk, dat God in ons leef, is die manier waarop ons ander mense liefhet. En ek praat nie net van jou boetie en jou sussie en jou familie nie. Ek praat van alle mense. En veral die mense van wie ons nie hou nie. Wanneer ons naaste liefhet, dan maak ons God se teenwoordigheid vir hierdie wêreld sigbaar. Soos hierdie lig wat ons het met die adventskerse, wat die duisternis van die aarde kom deurboor. So ons vermoë om lief te hê, dis nie 'n natuurlike talent of 'n menslike talent nie. Dis 'n goddelike gawe wat ons ontvang het, wat ons moet gebruik. Soos 'n stroombaan wat aangeskakel word om elektrisiteit te laat vloei, moet ons aangeskakel wees vir God se liefde. Ons moet by hom ingeprop wees, sodat sy liefde deur ons kan vloei. So ons word kanale van goddelike liefde. Deur ons optrede laat ons toe dat God se liefde in die wêreld vervolmaak word, dat dit heel gemaak word, dat dit ervaar kan word deur ander mense. Die liefde wat God het, wat hy in ons harte uitgestort het, dis bedoel om oor te loop na ander mense toe. Onthou, volmaakte liefde, soos ek nou ook probeer sê het oor jouself lief hê. Volmaakte liefde is nie fouteloos nie, maar is 'n volwasse liefde, wat vrees vir oordeel uitdryf, want soos Christus is, so moet ons ook in die wêreld wees. Nie net hierdie adventstyd nie net Kersfees nie, maar elke dag van ons lewens. So ons lewens word 'n spieël wat sy lig in 'n donker wêreld weerkaats. En hierdie volmaakte of volledige liefde gaan nie daaroor om perfek te wees nie, of om die heiligste persoon te wees of die beste mens te wees nie. Dit gaan nie daaroor om God se liefde toe te laat om in ons, maar ook deur ons te kan vloei na 'n wêreld daar buite toe. Dis 'n liefde wat aktief is, wat opofferend is en ons onbeskaamd maak om God se liefde te gaan uitleef.
Ons kan lief hê, omdat God ons eerste lief gehad het. Dit is ons motivering. Dit is ons motivering. So Johannes voorsien basies vir ons 'n lakmoestoets, daar in vers 20. Hy sê ons kan nie daarop aanspraak maak, dat ons die onsigbare God lief het, as ons die sigbare persoon, wat langs ons is, haat nie. Sê, dit werk nie so nie. Dan dryp ons daai toets. So ek wil graag afsluit. Ek wil julle graag uitdaag, maar ek wil julle aanmoedig tot praktiese dade van liefde aan ander mense gedurende hierdie adventseisoen. Eintlik elke dag van jou lewe, as 'n manier waarop ons, ek wil amper sê, ons spieël so 'n bietjie polish, ons spieël poets, dink ek is die Afrikaanse woord, om God se liefde duideliker aan die wêreld te gaan wys. Bid vir mense, vergewe mense, dien mense. Wees vriendelik teenoor mense, luister na ander mense. En terwyl ons vandag sit in adventstyd waar ons wag vir Christus om terug te kan kom met sy wederkoms, is ons optrede van liefde, selfs die klein liefdesdade wat ons doen, daai vriendelike gesig wat jy het, is dit 'n manier om die weg voor te berei vir wanneer Jesus weer kom. Ons word die werklike teenwoordigheid van God in die wêreld. En ons toon Christus se liefde aan diegene wat dit die nodigste het. Dis wat hy ons roep. Ons liefde en die manier hoe ons dit uitleef is 'n helder weerspieëling, dis 'n weerkaatsing van die goddelike liefde waarvoor ons wag, wat die duisternis met sy lig vul. So die adventseisoen is die perfekte tyd om ons harte te kom oopmaak vir die diepte van God se liefde. Sodat elkeen van ons wat hier sit vandag kanale kan word van sy genade, van sy liefde, maar ook van sy transformasie. En daarom mag die goddelike liefde wat die Here vir ons gegee het, mag dit die kenmerk wees van jou lewe. Elke dag. Sodat jy kan helder skyn. Sodat ander die gewer van die liefde kan sien. En nie die gawes van liefde nie. Maar dat hulle God kan leer ken. Omdat jy 'n kanaal, 'n weerkaatsing, 'n weerspieëling van goddelike liefde is. In dit wat jy sê, in dit wat jy doen, en in dit wat jy uitleef. Mag sy Heilige Gees ons daartoe help. Amen. Here, u het gekom, reeds al daar in Deuteronomium 6, toe hy die Shema gegee het, sê, luister Israel. En so sê hy vandag vir ons, luister NG Kerk Witrifuur, luister al my kinders, so die Here ons God lief hê met alles wat ons is, en ons naaste soos onsself. Want wanneer ons dit doen, is ons besig om saam met Jesus hande te vat, en stuk vir stuk weer hierdie wêreld aan mekaar te sit, stuk vir stuk weer u helder lig te laat skyn, Here, dat al die duisternis verdryf kan word, stuk vir stuk weer, Here, mense te kan help, Here, om weer die liefde te kan ervaar, mense weer te kan help, Here, om te kan hoor dat hulle vergewe is, dat hulle vrygekoop is, dat hulle nie in sonde hoef te verval meer nie, dat hulle nie wêreldse liefde hoef na te jaag nie, maar goddelike liefde, Here, want u is liefde. Dit word nie gevind in romcoms van Hollywood, in romantiese boeke of in liedjies of in popkultuur nie, Here, dit word gevind in u, en die woord kom gee vir ons die beskrywing, Here, dat u liefde is, en dat die liefde vir ons genoeg is. En dat wanneer ons u liefde uitleef, Here, wat vervolmaak word in elkeen van ons, Here, dan kan ons kanale wees van die liefde, weerkaatsings wees van die goddelike liefde, Here, wat die duisternis in die wêreld so kom verlig, Here, dat u geken word, dat u gehoor word, ervaar word, en dat mense gered kan word, Here. Daarom mag elkeen van ons vandag opnuut weer, Here, opstaan en sê, en aanmeld en sê, nee, hier is ek, Here, hier is ek, stuur my na my werksplek toe, stuur my in my woonbuurt, stuur my in die strate, stuur my as ek nou weggaan op vakansie, Here, dat ek 'n kanaal van die liefde sal wees, dat almal, Here, u die eer en die lof sal gee, dat mense sal vra, maar hoe? En dat ons sal sê, Jesus is die antwoord, Jesus is die rede vir die seisoen, sy liefde en sy genade.
Daarom bid ons Heilige Gees, kom vat U beheer van ons. Geef vir ons die wysheid, geef vir ons die krag, geef vir ons geopende deure, Here, waar ons kan deurbeweeg na mense toe, om hulle aan te raak met U liefde, aan te raak met U genade, Here. Dat hulle ook U kan leer ken en mag leer ken, as die God van liefde. So kom lei ons asseblief, Here. En mag ons gehoorsaam wees, soos wat die Gees ons lei. Ons bid dit in die almagtige naam van Jesus, ons vredevors. Amen. Geloofsfamilie, ons het ook nou tyd om die Here te dien, ook met ons offergawes.